vir ons absoluut 'n groot voorreg om hierdie nuwe begin saam met julle te begin. En eintlik is dit 'n ou begin. En Michael sê nou, ons het al hoeveel keer oor begin. Die belangrikste, begin net weer. Nooit ophou nie, nooit terugstaan nie, nooit gaan lê nie, want kan ek jou een ding vertel, net so tussen my en jou. Die duiwel vir jou kry stil hê, vat hy vir jou. En dit gaan die sirkus toe wees nie. Vraag wat ek vra, volgende, het jy laf geraak? Nou, ja, probeer nie sarkasties wees nie, probeer nie lelik wees nie. Ek gaan vir jou gou so vandag lees, wat is die beskrywing van laf? Daar's twee gedeeltes aan laf, die woordjie laf, soos ons hom ken. Hy sê, die een is om verspot en kinderagtig op te tree. En die ander een, hy sê, om 'n onaangename en smaakloos te wees. Nou as ons die woord van die Here gaan leer en gaan lees, dan kom jy by 'n plek waar hy sê, julle is die sout van die aarde. Julle moet die aarde kan weer smaak gee. Nou gebeur dit dat ons laf raak. Ons is heeltemal laf. En nou vra jy vir my, hoekom sê ek so, waar kom dit daan dat ons laf geraak het? Wel, die Bybel is nie iets wat eintlik vir ons iets niets begin of niets leer nie. Dit is dinge wat oor en oor gebeur. Die Here wys vir ons dat daar iets groter is elke keer as dit gebeur. So, as ek hiervan praat, wil ek nou vanoggend na Daniël toe gaan, die boek van Daniël. Die boek van Daniël is 'n baie interessante boek. Die boek word deur Daniël geskryf, en dit is met hulle uittog uit Israel uit. Hulle word weggevoer van hulle huis af, van hulle plek af, en ek wil hê jy moet nou vandag 'n bietjie sit en dink, in terme van wat ook in ons land besig is om te gebeur. En ja, ek wil nie rasse spraak of haat of enigiets van vanoggend aanraak nie, ek sê net, dink wat besig is om te gebeur in ons eie land, dink wat besig is om te gebeur in hierdie wêreld. En dan vra ek jy die vraag, het jy laf geraak? Nou ja, die boek Daniël is 'n baie interessante boek, hy word in sy eerste gedeelte, hoofstuk 1, word in Hebreërs geskryf. Dan gaan hy oor na Aramees toe, en dan in hoofstuk 8, gaan hy weer terug na Hebreërs toe. Nou wat is die verskil tussen hierdie twee tale? Hebreërs, of Hebreëus, is 'n taal wat net deur hooggeleerde mense gebruik was. Soos as ek nou met suiwer Afrikaans praat, dan dis soos Hebreëus is. Aramees was 'n meer algemene taal wat gebruik was, amper wil ek sê 'n kombuistaal gewees, wat die mense gebruik het om mee te praat. So wat ek sê hiermee is, dat Daniël het spesifiek ook met ons vandag gepraat. Nou wat het gebeur met Daniël? Nou Daniël se boeke is so geskryf dat hulle aan mekaar vasgemaak is. Daniël was vir 'n bitter baie lang tyd laat ek die naam vergeet, van Babylon gewees. Was hy daar gewees en hy het koning Nebukadneser gedien en ook Belshazzar. Nou, hierdie boeke word aan mekaar vergelyk oor hoe dinge plaasgevind het. Nou, die eerste, die gedeelte wat ek julle invat is Daniël 5, en wat hier in Daniël 5 gebeur is, Nebukadneser is nou al uit die rol uit, hy is weg, sy seun Belshazzar is op die troon, en hy is besig om dinge te doen. En wat gebeur hierso is dat Belshazzar besluit om 'n partytjie te hou. In Daniël 5, as jy daai hele gedeelte gaan lees, as hy besig om 'n partytjie te gaan hou, en hy het die 1000 mense wat hy uitgenooi na sy paleis toe, en hy het hulle daar, en hulle is besig om te kuier, en dit gaan net te lekker. En wat het hy gedoen om God kwaad te maak? Hy het die instrumente wat uit die tempel uitkom, soontoe gaan vat, en dit vervuil, deur dit te gebruik. Nou, ek wil nou so 'n bietjie net die sluier daar lig, Michael, oor rondom wat is hierdie instrumente? Waarvan praat ek as ons nou teruggaan in die Bybel, dan sal jy agterkom op 'n stadium met God gesê, ek wil met my mense wees. Ek wil in julle midde wees. Ek wil saam met julle wees. En daarom gee hy vir Moses 'n opdrag om te sê, bou vir my 'n tabernakel. En daar is sekere instrumente wat in hierdie tabernakel moet wees, en elkeen van hulle het 'n geestelike aspek. Die een wat die grootste is vir my, wat toe ek hier dit geleer het, is die menorah, die kandelaar. Want daai het 'n direkte inspraak van die Heilige Gees in jou lewe. As jy nou begin om tot bekering te kom, dan kom jy tot hier voor by die dinge en by die tabernakel, en dan moet jy nou eers deurstap. Wat is daai eerste, hoeveel pilare was dat, Tannie Letitia? Ek kan jou help, Tannie Letitia. Daar was 5 pilare gewees waar jy ingegaan het.
Nou ek wil nou vandag vir jou sê, en ek weet, JJ sal sê, ja, dis nou al 'n tweede keer wat hy dit hoor. Nee, is reg, hoor dit weer, want jy gaan dit binnekort hier moet kom leer. No pressure. No pressure. Die eerste 5 boeke, wag, kom ek gaan 'n bietjie stadiger. Hierdie skrif is deur God ingegee, geen ander skrif nie. Hierdie is God se woord. Moenie by dit byvoeg nie, moenie by dit wegvat nie. Hierdie is die heilige woord van God. As jy jou lewe wil stem in 'n rigting in en jy wil God dien, ek praat nie van die mense wat daar in die wêreld is nie. Ek praat nie van mense wat in sonde wil leef en so voort wil ploeter tot op die einde toe nie. Ek praat van mense wat tot bekering wil kom. Sou jy dit wil doen? Hierdie is die woord van God. Die eerste 5 boeke het definitief 'n groot impak op jou lewe. Deur daardie 5 pilare moes jy instap om die lam se offer te kon sien, die koperaltaar. Die lam se offer te kan sien. Ons gaan nou Paasnaweek toe, ons gaan nou konferensie toe. En dit waarop ons gaan fokus is op die Paaslam wat vir ons geslag is. Jy moes sy bloed aanvaar. Jy moes die offer wat hy op die altaar gaan sit het aanvaar. En dan verbystap na die koperwaskom toe. Wat het daar gebeur? Die priesters moes hulle self was voordat hulle kon ingaan. Hulle gesigte was, hulle hande was, hulle voete was. Wat symboliseer dit? Hulle gedagtes, hulle handeling, die manier wat hulle wandel, moes gereinig word voordat hulle kon ingaan. As kind van die Here is dit nie ook ons plig om ons weg suiwer te hou nie. Romeine 12 kom en hy sê hierdie gedeelte dat hiertoe roep ek julle om julle lewens heilig te hou. Dit is 'n redelike godsdiens. Jy begin hier. Handhaaf jou lewe soos God dit wil hê. Dan is jy nog nie daar nie. Jy kan nie daar nou begin ronddwaal hier in die tabernakel in die voorkant of tussen die koperaltaar die koperaltaar en die waskom rond wandel en maak asof jy nie weet waar jy wil gaan nie. Kom ons vertel jy dat baie kinders van God nie weet waar hulle op pad is nie. Want hulle is nog by die kruis. Hulle is nog besig om te bieg oor hulle sondes. En hulle kry nie klaar met dit nie. Kom ek vertel jou ietsiekie, as jy besig is om te bieg oor jou sondes, beteken dit dat jy dit nie afgehandel het nie. En jy dit ook nie wil afhandel nie. Jy kan nie daar bly staan nie. Die Here roep jou in binne toe. Nou kom ons hier by die heiligdom in. En hier is waar die dinge interessant raak, JJ, verskriklik interessant raak. Want as jy daarin stap, moet jy weer deur 4 pilare instap. Guess what? Matteus, Markus, Lukas, Johannes is geskrywe. 4 pilare waardeur ons instap. Om die volmaakte wil van God te mag ken. Linkerkant, die kandelaar, wat lig gee. Wie se werk was dit gewees om daar die kandelaar aan die gang te hou? Die priester se werk. Wie moet die gees van die Here in die kerk hou? Die priester, die pastoor. Wat is aan die regterkant? Die tafel met toonbrode. Ja, ek weet dat die 12 brode wat daarop is, het heeltemal ander verduideliking, maar die Here het my eendag 'n ander ding gewys, Michael, op hierdie ding. Dat die Here vir 12 maande lank vir jou sal sorg. En hy sal nie skiep nie. Sy brood is vars, elke dag. Reg voor jou is die goue wierook-altaar. En as jy in Openbaring gaan lees, kom jy agter dat die gebede van die heiliges word opgegee in 'n goue altaar wat voor die Here se aangesig gebring word. Gebede. Nou oké, kom ons gaan terug na wat Belsasar gedoen het. Hy vat hierdie instrumente en hy gaan gebruik dit in die wêreld vir die wêreld se plesier. En van die goue kandelaar af kom daar 'n hand uit wat teen die muur skryf. En niemand verstaan wat daar staan, geskrywe staan nie. Geskok is hulle. Geskok is hulle tot in hulle wese. En ek vra weer die vraag: wat gebeur as jy laf raak teenoor God, die enigste Jahwe? Jou Elohim, die een wat jou gemaak het. Die een wat vir jou asem gegee het, wat vir jou 'n lewe gegee het. Wat gebeur as ek laf raak? Jy weet, dit sou maklik gewees het, Michael, as ek net geskryf het, die skrif is teen die muur opgehou het en my boodskap was klaar. Maar ek het soveel meer in hierdie skrifgedeelte gesien.
van ons, van die kerk. Wie wil ek raakry vanoggend? Ek wil die kerk raakry. En ek wil die kinders van God raakry. Babylon, die verduideliking van Babylon, soos ek hom gegoogel het, sê, dit is die volgende. A city and a symbol of sin, rebellion and opposition to God. Wil ek vir jou sê dat ek en jy leef in Babylon nou. Ons leef in Babylon nou. Die wêreld van die heiligdom van God en hulle maak dit goedkoop. Die wêreld van die woord van God, hulle vat dit buite toe en hulle maak skrifgedeeltetjies om hulle sondes te regverdig. Mense is nie meer reg in hulle harte om te sê, ek wil vir God leef, ek wil doen wat reg is nie. Wie, wat is die ergste, wat die ding wat met die meeste plaag van hierdie hele storie is, dat niemand kon lees wat daar geskryf staan nie. Ja, ek verstaan, dit was in 'n taal geskrywe wat net God kan verstaan. En ek wil vir jou sê, dat hierdie woord van God ook in 'n taal geskrywe is wat net God verstaan. Daar's te veel paradokters daar buite, as ek so kan sê. Wat skriffietjies lees en dingetjies maak en hulle las en lap en hulle buig hierdie woord van God dat hy onerkenbaar is. Dat dit nie meer waarde het nie. Baie mense sê vir my, ja, maar François, as jy nou teruggaan na die 10 gebooie toe, dan maak jy ons weer wetties. Kom ek vertel jou dat God het nog nooit gesê dit is verby nie. Ja, maar op die kruis het hy gesê dit is volbring. Die offer is volbring. Sy offer is volbring. Het hy gesê ons is nou klaar daarmee? Nou kyk, ek is nou 'n bietjie skrikkerig vir JJ, ek sal nie sommer healing vir hom sê nie, want hy hou met 'n paar spiere jong. Maar as ons nou nie aangegee het, Tina, op die 10 gebooie, en ek kon nog gesê het, JJ, leen daai girl bietjie vir my vir 1 maand. En die kerk sal sê? Nee, ek weet, jy sal nie sê, ek weet nie, wat sal die kerk sê? Jy is besig om te oreer. Waar kry julle dit uit? Kom ek vir jou sê, dat het uit die 10 gebooie uitkom. Dit kom met God se wil uit. Wat is die wil van die Here? Dat ek in gehoorsaamheid my terug sal bring aan dit wat hy gesê het. Hierdie ou 10 woordjies het hy vir ons gegee. En ons kan dit nie eens onderhou nie. Tina, kom ek vertel jou 'n ander geheim. Hierdie land sit met 'n dilemma. Ons is elke dag besig met nuwe wette, wette boop wette. En hoekom? Omdat die 10 gebooie nie kon gehandhaaf word. Ja, JJ Lil sê, ja, hy kom nou baie lank by dit. Ek sal aanhou totdat die Here my stil maak met hierdie woorde, dat ons teruggekeer het as 'n volk in eerbiedigheid teenoor God om te sê, Here, ons keer lok, stok en barrel terug na U toe. Gee vir ons U woord, Here. Gee vir ons, Here, hierdie lafgheid, hierdie smakeloosheid wat in die wêreld ingekom het deur ons. Vat dit weg, Here. Gee ons weer smaak. Dat ons waarde het, Here. Dat wanneer mense vir Michael sien aankom, sal sê, hulle sal een van 2 dinge doen. Om nie nou vloek nie, want hier kom die pastoor. Of wanneer jy kom, en hulle honger en dors is vir Christus, sal hulle sê, kom ons hoor wat het hy te sê. Want sy woorde is besprinkel met sout. Natasja, jare terug het mense van my gesê, jy kan nie 'n perd bring tot by die water. Jy kan 'n perd bring tot by die water, jy kan hom nie maak drink nie. Tina, daai mense het nog nie op 'n plaas of op 'n plot gebly nie. Daai mense het nog nooit hard genoeg probeer om 'n perd genoeg sout te gee nie. En om genoeg sout gee, gaan hy dors word. En dis hoekom Christus ons aangestel het. Hierdie items wat in die heiligdom gestaan het, word gebruik en word op 'n lawwe manier gebruik en vervuil. En die Here stuur 'n boodskap en hy skryf daar 'n woord. En dan moet vir Daniël gaan roep. Nou jy moet weet, Daniël het ook vir Nebukadneser bedien met raad. Julle kan onthou dat Nebukadneser op 'n stadium mal geraak het. Omdat daar 'n woord vir hom uitgegaan het van Daniël af, van die Here af. En hy het soos 'n bees in die veld gras geëet. Nou is hy by 'n kom ek sê 'n tweede generasie en hierdie ou is meer arrogant as sy pa. Ek wil nou graag die woordjie lees wat daar geskrywe staan. En jy weet, hierdie Belshazzar, hy nooi al naderhand al die mense uit, hy nooi al die pastore uit, en hy nooi al die kerke uit, en hy sê, die pastoor wat van my kan sê, sal al sy geld hê, sal rykdom, sal eer hê, sal al die dinge hê wat hy nodig het. Maar nie een van hulle kon daar die woord uitlê nie.
En hy maak dieselfde uitnodiging teenoor Daniël. Inteendeel, dit was van sy wyse manne gewees wat gesê het, hoor hierso, daar was 'n ou gewees, so 'n paar jaar terug by jou pa, wat drome en visioene kon uitlê. Miskien moet ons hom vra. En hulle nooi vir Daniël, en Daniël, ek is seker toe hy instap en die woorde lees en merk wat daar geskrywe staan, wou nie regtig meer met dit te doen gehad het, want hy het geweet presies wat volgende gaan gebeur. En hy sê vir die koning, is reg, hou maar jou rykdom. Ek sê jou nog steeds die woord vertel wat daar geskrywe staan. En hy sê in die volgende, ek het by die verkeerde boek, moet dit dan nou wees. Maar in elk geval, hy sê vir hom, jy is geweeg en te lig bevind. Nou, hier is my probleem, Michael. Ek mag dalk 'n ou klein gemeentetjie ergens in die Oosrand operate. My vraag is, kom ek by my God, en ek het hierdie ou klein gemeentetjie, hierdie klein goedjies wat ek gedoen het, verag, en nie ag opgee nie, gaan die Here ook nie vir my sê, ek het jou geweeg en te lig bevind. Nou praat ek met elkeen wat 'n kind van die Here is. Het die Here, of gaan die Here jou weeg, en jou ook lig bevind? As ek reg verstaan, is Belsasar daardie aand vermoor. Was sy saak verby gewees, toe hierdie woord uitkom. Nou, ek hoop nie dat een van ons sal wegval aan die dood nie, maar al wat ek sê is, die dood kan dalk vinniger kom as wat jy gehoop het. En dan praat ek nie net noodwendig van jou liggaamlike dood nie, jou geestelike dood. Want het is so maklik om ons te vererg vir die woord van die Here en te sê, ek het nie nodig om dit te hoor nie. En dan is dit tickets mee. Dit is dalk die laaste reentjie wat die bose wil gehad het. Hierdie laaste vraag wat ek vra, verstaan jy wel wat jy lees? En hier kom ek na die kerk toe. Die pastore staan Sondag na Sondag in kerke op. En hulle weet self nie eens wat hulle lees vir die mense daar buite nie. Hulle weet nie wat is die woord wat hulle vir hulle deel nie. In Handelinge kom, is dit Filippus, en die Here gee vir hom 'n droom, en hy sê vir hom om na 'n sekere plek toe te gaan, en hy kom by die plek aan, en hy is toe nog gewis waar die Here hom heen gelei het, en hy sien 'n man op 'n wa, besig om, kan ek sê, die Bybel te lees, die boeke te lees, en hy is besig om met Jesaja te lees, en hy vra vir hom, verstaan jy wel wat jy lees? En hy sê, hoe sal ek weet wat ek lees, as iemand my nie leer nie? Nou hier is waar ons nou begin met die college weer. Hoe sal mense weet wat hulle lees, as dit nie ek en jy is, Michael, wat hulle gaan leer nie? Kan ek terugstaan met wat ek begin het? As jy jou hand aan die ploeg geslaan het, en terugkyk, as jy Christus nie waardig nie. Ek en Michael het nie 'n keuse in hierdie saak nie. Toe ek en hy oor die reëling gesels het in die begin, toe het ons gesê, this is our last ditched attempt to please God. En dis hoekom ons hierdie ou klein gemeentetjie van die grond af begin het. En Danny is baie positief. Hy sê dit gaan ver gaan, is Danny, né? Ja, ek het die boeties omgerei, altyd reilik hulle om. Dat is fijn, man. Vrou Nederig om verskoning, hy het so mooi met my kom praat daar buite, hy het gesê ek moet sy naam asseblief nie verkeerd kry nie. Sorry broer. Inteendeel, hy is baie positief, hy sê ons gaan moet bou. Okay. Vir ons om te kan verstaan wat die woord van die Here sê, is om in kontak met God te kan wees. Ek wil julle terugvat na 'n paar plekke toe in die Ou Testament, waar mense, manne van God, so 'n verhouding met die Here gehad het, dat hierdie titel aan hulle gekoppel was, 'n vriend van God. Party plekke kom dit so, dat daar iets, 'n groot ellende uitkom, dan sê hulle, nee, daar is 'n man van God, kom laat ons hom gaan roep. Kan dit nie terugkom na ons toe, na hierdie plek toe, na waar ons is vandag, in hierdie laaste ure, hierdie doodsure van hierdie wêreld,
om te sê, daar is manne van God, wat nog die woord kan lees, en wat in gehoor met God is, wat na sy stem luister, wat op sy gees reageer nie. So nou moedig ek onsself aan volgend, elke een van ons, waar ook al jy staan, waar jy in jou lewe is, waar jy in jou pad is, pas op, dat jy nie 'n Bybel in jou huis het, en hy net daar lê nie, en jy studeer hom nie. Pas op, dat jy by 'n plek gekom het, dat TikTok, en al die dinge so maklik is om te kyk, vir so lank, en jy kan jou oor vir 5 minute na toe maak, en sê, Here, ek het U nodig nie. Ek praat met myself, praat nie met julle nie. Natasha sal vir jou kan vind, TikTok en al die ander goed is, weet jy, kan soveel skeiding maak tussen jou en die Here. Want al wat daar aangaan is, net om jou verder kwaad te maak en verder van die Here af weg te sleep, om die heilige goed van God weg te vat. Wil ek vir jou vandag sê, dat jy die heiligdom van God is. Want julle is die tempel van die Here. As ek nou met hierdie tempel van God begin verkeerde dinge dink, begin kyk, dit wat deur my oë ingaan, my hart begin volmaak, begin dalk 'n resultaat word van my lewe. Ek begin dalk vloek, ek begin dalk skel, ek begin dalk, jong tannie Letitia, ek weet nie of ek nie op die paai moet ry nie. Nie en vandag se daar nie. Gisterand weer, wat 1 en 2 uur vanoggend op pad terug van Johannesburg af. Die trokke ry oor die rooi ligte, my maat, jy moet vir hulle pas op. En jy kan hom maar flash. Of jy nou 'n staatskar ry of nie, hy kyk vir jou. En dan kan hier iets bitterlik kwaad word in my binneste, JJ. Miskien moet ek 'n ou stop. En so gebeur dit, dat ons weggesleep word in hierdie wêreld. En dit wat God heilig gemaak het, en dit wat hy heilig wil hê, word vervuil. Ons begin nader verkeerde gedagtes doen. So kom ons keer terug en sê, Here, ons wil verstaan, ons wil kan lees, ons wil kan doen. Maar ons vra en ons nooi U uit, Here, wees aktief weer ook in my lewe. Daai klein stappietjies wat jy doen om net weer te begin sê, okay, ek gaan let, as ek nou in die staatskar ry, om ander mense nie kwaad woord te voer nie. Om iets anders daaraan te dink, miskien musiek aan te sit. Die volgende stap te vat om te sê, ek gaan nou maar net wat ook al doen, wat ook al die ding is wat jou aftrek. En sê, ek gaan fokus op die Here. Ek gaan fokus op tyd met die Here. Dalk weer 'n bietjie terug te keer, jou Bybel te vat en hom begin oopmaak en te sê, Here, waar wil U hê ek moet studeer? Daar jong man, vat die Bybel nou vas, my maat. Ek hoor, hy het my nou baie impress, ek is heel impress. Jy is hoofstukke op 'n slag. As jy hierdie woord gaan begin vat, en jy gaan begin krap aan hom, gaan die Here jou terugkrap. En nie in 'n slegte manier nie. Hy gaan jou honger begin maak, hy gaan jou dors begin maak. Jy gaan begin soek na goeders wat jou gaan improve, wat jou gaan beter maak as gister. Gee die Here net 'n kans. Moenie hulle wees soos Nebukadneser en Belsasar, wat telke male gehoor het wat die Here vir hulle sê, en terugkeer met die verkeerde ding nie. En bly en word soos Babylon. Ons kan nie Babylon keer nie. Marianne, ons kan nie Babylon keer om te wees wat hulle is nie. Ons is in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie. Dit is hoe die Here ons gemaak het. Ons is veronderstel om die getuienisse te wees wat sê, daar is 'n Christus, daar is 'n hoop. Maar vir ons om dit reg te kry, moet ons by mekaar kom, moet ons die woord van die Here lees, moet ons die Heilige Gees bid, en sê, Here, kom lei ons na die waterstrome, sodat ons kan vrug dra, Here, soos wat Christus dit wil hê. Paulus hierdie vrug van die Heilige Gees begin beskryf, was dit nie net om soete woordjies in 'n boek te sit nie. Hy was besig om iets vir ons te verduidelik, en ek luister nou die dag na 'n prediker en ek dink, miskien moet ek nie kritiseer nie, miskien moet ek net verstaan. Hy praat van 'n vrug, elkeen op pad, die woord daar sal staan, die vrug van die Heilige Gees, en dan begin hy, liefde, blydskap, vrede, en dit is een vrug.
En 'n perskeboom kry nie vreugde uit sy eie vrug uit nie. Hy dra dit vir die wêreld daar buite. Daar was 'n tyd wat hierdie meeste van ons, hierdie Jesus, hierdie Messias van ons, hierdie God, wat homself verneder het om 'n mens te wees soos ek en jy, saam met ons geloop het, loop hy op hierdie aarde en hy kom by 'n vyeboom en wat gebeur? Hy gaan soek vye, kry niks en vervloek dit. Pas op, dat ek en jy in hierdie tyd en in hierdie eeu nie vervloek raak deur ons eie te doen nie, omdat ons dit wat heilig was in die wêreld gaan deurbring het nie. Jou tyd, jou energie, jou lewe is vir die Here belangrik. Kom ons keer terug na hom toe. En ons wees soos Filippus, om te kan ag gee wanneer die Here ons wil lei, dat ander mense gelei kan word. Ek en Michael het klaar daai ding vasgemaak. Ons het 'n konferensie. Ons begin met die Bible College. En mag die Bible College ook so begin met 1 of 2 mense in die stoele. Ons weet dat die Here sal byvoeg, soos wat hy dit goed dink. Kom ons bid saam. Aba Vader, baie dankie dat U hierdie woord vir my gegee het. Dankie dat ek daarom kon insien, en dankie dat ek dit kon deel. Vader, ek wil nou bid dat U ons sal seën met 'n verstaan en 'n begrip van U woord. En Vader, dat ons nie net die woord sal verstaan nie, maar dat ons U Gees sal nooi in ons lewens en om te sê, Here, kom woon ook in ons. En kom lei ons en vul ons, Here. Sodat ons in hierdie laaste eeu, in hierdie laaste tydjie, waardige kinders van U sal wees. Om 'n ware refleksie van U te wees in hierdie wêreld, vir die wat nog gered kan word. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.